dit nie te saam afhoor, baie dankie. So net so 'n paar minute, agtergrond is net en onderwerings vir die diens vandag. Steven wat op skop kennisgewing vir ons kom uithelp het, nadat hy Jordanus gemaak het. Nadat hy die Here is ons sal doen dan. Dan geloof dit saam. Ek sal ook die Here dan nadat hy klaar is, geloof dit sal doen. Dan sal ons opgaan met die geloof saam. Dit sal van die eerste wees word en daarom kan jy dit self saam. Dus we hebben die daar die jy geloof te maak. Dus van die dienste wat is op die 12 artikels, ek weet die 12 artikels van die verloofbeleid is om daar te doen. Na afloop van die verrigtinge in die kerkgebou, dan kan ons onbeweeg na die saal, daar is ingewies en drinkgewies deur die gemeentelede by mekaar gebring. En die sisters het dit opgedien, daar ons hoofdkerk, ons gaan gereed saam, ons keer lekker saam. Ons gaan ook by die Here kollekte hou. So as jy dit om vir R1000 in jou sak het, wat jy weet dan gemaak en gooi dit aan die bordjie. Dit gaan ten bate van die silverjarige huis hier in die dorp op die omensies. Hulle kry ook maar swaar en daarom vra ons toch, kom ons dra allemaal gewinskoots daar voorbij. Ek het nie veel meer op die hart nie en daarom baie dankie vir die elkeen se teenwoordigheid hier. Steven, baie dankie. Geliefdes, is vir my 'n voorreg om weer vanmôre hier te kan staan en die woord aan u te verkondig. Ek is so bly dat ek dit wel kan doen, maar ek hoop dat dit die beste sal wees en dat die Here vir ons ook die krag sal gee om die woord in ons harte te integrafeer, waar ons op hierdie pragtige 16de Desember bymekaar gekom het. As ek dit nie mis het nie, ek weet my vrou gee wiskunde, dit was 187 jaar terug wat Bloedrivier plaasgevind het, as ek reg is, né? En is nogal baie om aan te dink, en is baie wat ook gebeur. Maar die Here sal vir ons die krag gee en die Here sal vir ons lei dat ons ook hierdie dag gedenk, soos wat hy vra ons dit moet doen. Rondom Jerusalem is daar berge, so is die Here rondom die wat hom vrees. Rondom sy kinders van nou af tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ek groet u in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Weer die voortrekkers was baie lief vir Psalm 23. En tydens die gelooftetyd toe hulle op danskraal begin het met geloftes, het hulle elke aand ook Psalm 23 gesing. Kom ons sing 'n lofsang, Psalm 23 vers 1 en 2.
Geliefdes, ons is gewoond aan die 10 gebooie, dit weet ons, wat ons elke Sondag, Exodus 20 of Deuteronomium 5, dan lees ons die 10 gebooie, ons leer ons kinders daarvan. Wat vir my vanmôre belangrik is om vir u te sê dat ons moet gaan kyk, wat het Jesus self vir ons gesê, toe hy hier op aarde was, toe hy gewerk het, en toe hy vir mense wonders gedoen het, ander het hy opgewek, party het hy gesond gemaak, hy het die woord verkondig, hy het liefde uitgestraal, was lief vir kinders, en toe dit kom by die 10 gebooie, het hy die volgende gesê, wat so kosbaar is vir ons, om vandag saam met ons huis toe te neem. En toe die Fariseërs hoor, dat hy die Sadduseërs die mond gestop het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom 'n vraag gestel, om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. Kosbaar, wat ons saam met ons kan neem, as ons vorentoe gaan. Wat belangrik vir ons is, en ons sing dit ook nou hierna, is dat ons Psalm 38 vers 1 en 15 gaan sing. Hoekom is dit vir my belangrik? Ek sien in my geestesoog nog, hoe dat Sarel Silje, die predikant van die trekkers op pad, om 'n slagveld te gaan wees, in te wees, het hy met sy voet op die kanon gestaan, en dan het hy die gelofte gelees, en dan sing hulle, Psalm 38. Kom ons sing vers 1 en vers 15. Geloofsbelijdenis, wat so naby aan ons harte lê. Geloofsbelijdenis, wat elke mens op Sondag afgelê het. Die geloofsbelijdenis, wat die boere ook afgelê het, terwyl hulle gelofte afgelê het. En ons lees dit ook vandag saam, omdat dit nog steeds vir ons kosbaar is. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. En daarom sing ons ook een van die belangrike liedere vir die boere en vir hulle kinders, Psalm 100, vers 1 tot 4.
Hemelse Vader, Seun en Heilige Gees, ons buig diep vanmôre voor U, en ons dink en gee erkenning aan U, vir die wonder wat gebeur het in hierdie land, in Suid-Afrika self, daar in Natal, toe U vir ons 'n oorwinning by Bloedrivier gegee het, en dat U vandag nog ons hande vashou, ons dra en ons lei, om net die beste vir U te gee. Here, help ons en dra vir ons. Geef vir ons die krag om hierdie mooi dag tot eer van U te vier en vir U te sê dankie vir alles wat U vir ons doen. In U naam alleen. Amen. Die skriflesing is vandag uit Rigters hoofstuk 7. Dit is net vir my baie interessant dat hierdie gedeelte stem 100% ooreen met wat hier gebeur het op 16 Desember 1838. So asof ons in Suid-Afrika in die Bybel was. So het die Here die rigters vir ons gegee. En ons gaan na hierdie gedeelte kyk, wat die Here daar gedoen het, en dan sal ons kyk na wat die Here vir ons ook hier in hierdie land gedoen het. Rigters 7 vanaf vers 7. Jy weet, die geskiedenis begin hier waar die volk Israel bitter bang was. Want al die oosterse volke het bekend gestaan as die Midianiete. En al die oosterse volke het bymekaar gekom en 40.000 van hulle het besluit, ons gaan vir Israel wegvee en uit die pad uitvee, sodat ons kan regeer. Maar hulle het iemand vergeet. Hulle het nie die Here geken nie. Hulle het hom nie geloof nie. Hulle wou hom nie prys nie. Maar hulle het iemand vergeet. Hulle het vir God vergeet. God is die koning en God weet wat gedoen moet word. En daarom, toe Gideon met 'n klomp manne daar opdag om te gaan en te veg teen die Midianiete, het die Here vir hom gesê, nee, soek hulle uit. En die manne wat die water met hulle hande gedrink het, gebruik hulle om te veg teen die Midianiete. Net 300 het oorgebly. En tog was Gideon eers bekommerd. Maar kom ons kyk wat het hier gebeur. Toe sê die Here vir Gideon, deur die 300 man wat gelek het, sal ek julle verlos en die Midianiete in julle hand gee. Maar al die ander manskappe kan elkeen na sy eie woonplek gaan. Daarop neem hulle die padkos van die manskappe en hulle ramshorings in hulle hand, en hy het al die manskappe van Israel laat gaan, elkeen na sy tente toe. Maar die 300 man het hy agtergehou, terwyl die laar van die Midianiete oorkant hom in die laagte was. En in daardie nag het die Here vir hom gesê, staan op, gaan af in die laar, want ek gee dit in jou hand. En as jy bang is om af te gaan, gaan jy dan saam met jou dienaar Pura af na die laar toe. En luister wat hulle praat, en daarna sal jou hande sterk word, en jy sal in die laar aftrek. Hy gaan toe af saam met sy dienaar Pura, tot by die buitenste lyn van die gewapendes, wat in die laar was. En die Midianiete en Amalekiete, en al die kinders van die ooste, het in die laagte gelê soos springkane in menigte. En hulle kamele was ontelbaar, soos die sand aan die seestrand in menigte. En toe Gideon aankom, vertel 'n man aan 'n ander juis 'n droom en sê, kyk, ek het 'n droom gehad. Daar rol 'n hardgebakte garsbrood in die laar van die Midianiete en kom tot by die tent en slaan dit om, dat dit omval. En keer dit onderste bo, en toe lê die tent daar. En die ander een het geantwoord en gesê, dit is niks anders nie as die swaard van Gideon, die seun van Joas, die Israeliet. God het die Midianiete en die hele laar in sy hand gegee. Toe Gideon dan die verhaal van die droom en sy uitlegging hoor, het hy aanbid en hy teruggekeer na die laar
van Israel en gesê: Maak klaar, want die Here gee die laar van die Midianiete in julle hand. En hy het die 300 man verdeel in 3 dele. En aan hulle almal ramshorings en leekruike met fakkels binne in die kruike in die hand gegee. En aan hulle gesê: kyk na my en maak net so. En kyk, as ek by die buitenste lyn van die laar kom, dan moet julle maak net soos ek maak. En as ek en almal wat by my is ook die ramshoring blaas, moet julle ook op die ramshorings blaas rondom die hele laar. En julle moet sê vir die Here en vir Gideon. Toe kom Gideon en die 300 man wat by hom was by die buitenste lyn van die laar, met die begin van die middelste nagwaak, toe hulle skaars die wagte uitgesit het. En hulle blaas op die ramshorings en slaan die kruike stikkend wat in hulle hand gehad het. Toe blaas die 3 dele op die ramshorings en breek die kruike en hou hulle linkerhand die fakkels en met hulle regterhand die ramshorings om te blaas, terwyl hulle uitroep: die swaard van Gideon en van die Here. En hulle bly staan, elkeen op sy plek rondom die laar. En daarop hardloop die hele laar en hulle skreeu en vlug. En toe die 300 op die ramshorings geblaas het, het die Here die swaard van die een teen die ander gerig. Ja, in die hele laar en in die laar het hulle gevlug na Bet-Sitta, na Sereda toe, tot by die oewer van Abel-Mehola en by Tabat. En die manskappe van Israel uit Naftali en Aser en uit die hele Manasse is opgeroep en hulle die Midianiete agterna gejaag. Ook het Gideon boodskappers gestuur in die hele gebergte van Efraim om te sê: trek af die Midianiete tegemoet en sny hulle van die waters af tot by Bet-Bara en die Jordaan. So het dan al die manskappe van Efraim bymekaar gekom en die waters beset tot by Bet-Bara en die Jordaan, net tot sover. As ons gaan kyk na vers 21, die boonste gedeeltetjie sê: en hulle het bly staan, elkeen op sy plek rondom die laar. Hulle bly staan by daardie laar. Hulle het nie een swaard getrek om te veg nie. Een. Hulle het nie een iets uitgehaal om 'n ander een mee te steek nie. Nie een. Hierdie 300 manne was deur die Here gegee om 'n oorwinning te behaal. En wat moes hulle gedoen het? In die tyd van Israel het elke, kan ons maar sê, 1000 man, het een man gehad wat 'n ramshoring geblaas het. En hulle het ook een man gehad wat die fakkel gedra het. 1000 man het een man gebruik. En skielik was daar 300 manne wat ramshorings geblaas het, die kruike stukkend geslaan het en met die fakkels gestap het. Weet jy hoe daai Midianiete geskrik toe hulle dit sien? Hulle het gedog, daar is 'n oorgrootte teenstand. Ons gaan nie by dit kom nie. Ons moet pad gee. Hulle het swaarde getrek, hulle het onder mekaar begin beklei. Die oosterse volke het onder mekaar geveg. En uiteindelik het hulle begin hardloop, gevlug. En is die manne van Israel opgeroep om hulle af te sny en om te keer dat Midian met 40.000 man, 300 man oorwin. 300 man wat niks gedoen het nie, net 'n ramshoring geblaas het en net 'n fakkel aangesteek het. Hoekom het die Here dit gedoen? Omdat die Here geweet het dat hy die mag het om 'n oorwinning vir sy gemeente en vir sy volk en vir Israel te gee. Omdat hy geweet het dat hy dit alles kon doen, omdat dit so groot gebeurtenis was in die geskiedenis. Die Here was lief vir sy volk. Hulle het soms ook vir hom kom aanbid, soms, want baie van hulle het nie. Maar die Here het vir Gideon gesê: jy is die leier. As jy die manne kan kry om my te aanbid, kry jy daai manne om vir altyd te onthou wat ek vir hulle gedoen het. En om altyd te onthou dat hulle wenners geword het, omdat hulle die Here ken. En hulle het. En daai manne het die boodskap uitgedra na Israel toe,
Daai manne het geleef saam met Israel. Hulle het geweet, hulle het nou in daai land 'n plek gekry om te bly, omdat God die oorwinning vir hulle gegee het. En dat hulle kon voortgaan. Die vraag is, het ons nie presies dieselfde gehad in ons lewens? Die vraag is, het ons nie ook dieselfde God gehad wat vir ons gesterk het en wat vir ons gelei het en wat met ons was nie? Ek doen maar so 'n bietjie navorsing so nou en dan. En ons het gekyk en daar was 'n man met die naam van Petzer wat gegaan het en gesê het, jy kan nie glo nie, maar die Zulus het 'n magtige volk geword. Die Zulus het magtige soldate gehad. Maar hulle het twee leiers gehad wat hulle aangehang en wat hulle gevolg het. Die eerste een was Shaka, wat begin het om die manne te leer hoe om met spiese te veg, die kort spies wat hy ontwikkel het. Hy het hulle geleer om wenners te wees, Shaka, en sy halfbroer Dingaan was ook daar, wat later oorgeneem het. En wat het gebeur? Sy halfbroer Dingaan het hom doodgemaak, omdat hy die leier wou wees. En dis presies wat gebeur het. Weet jy dat, intussen, as jy mooi gaan kyk na die opsommings wat hulle gedoen het, wat mense gedoen het, en Petzer sê wat hulle ondersoek het, is dat daar ongeveer 2 miljoen swartes in die tyd van Shaka en Dingaan in die lewe gebring is. Hulle het stamme uitgewis, totaal en al, omdat hulle die plek wil oorneem. Hulle het oral mense doodgemaak, in die hele Natal en ook op in ander dele, boontoe en Transvaal ook. Hulle het geregeer sonder God. 2 miljoen swartes, dit sluit nie die boere, 2 miljoen swartes, wat so verwyder is uit hulle lewens uit. Omdat hulle gedink het, hulle is belangrik. Maar die boere, wat in die Wes-Kaap en in die Oosgrens en die Oos-Kaap was, weet dat hulle probeer wegkom het van die Xhosas af, en dat hulle probeer het om te trek na Natal toe, dat hulle daar kan begin boer, en daar 'n wonderlike deel kan hê. Dit weet ons. En toe al die boere by mekaar kom, jy weet mos soos die boere, né? Was altyd 'n gestryery onder mekaar. Ja, nie 'n fout maak nie. Dit gebeur baie. En weet jy, Marits en Potgieter en daai manne het nou beklei en gestry oor wie gaan die leier wees van hierdie manne. Marits is later oorlede, maar Hendrik Potgieter het sommer klaar vir die manne gesê, kom ek trek na die noorde van Transvaal toe. En toe hy getrek het hy al die leiers wat hulle gehad het, saam met hom geneem. En wie het agtergebly? Net 'n klompie manne wat geen leiding gehad het nie. En dis hoekom hulle bekend was as die vlugkommando. Hulle was manne gewees wat nie geweet het wat om te doen nie. Hulle het gevegte gehad teen die Zulus toe hulle begin trek het. Hulle het daarso by Bloedrivier nog nie gekom nie, maar hulle het by Bloukrans, by Vegkop, by al daardie plekke is hulle verwoes onder die Zulus. Het hulle swaar gekry, want hulle was die vlugkommando. En toe het dit ook gebeur dat Pieter Uys en Dirkie Uys het gery om te gaan kyk wat gaan aan by Inglobo, en hulle het in 'n hinderlaag van die Zulus ingeloop, en al twee is vermoor. 'n Seentjie van 12 jaar, Dirkie Uys, wat ook dood is. Die laaste ding is, toe die man geskree het, Piet Uys het geskree, wat hy van sy perd afgegly het, omdat hy beseer was, het hy gesê vir die ander, jaag weg, kom net by vryheid by julle vrouens. Maar Dirkie het gebly by sy pa, en hy het die laaste skoot op 'n Zulu geskiet voor hy gesterf het. In elk geval, by Italië het hulle twee dan gesterf. Toe gebeur dit, dat die manne wat by mekaar gekom het besluit, ons moet iewers 'n leier kry. En toe in Augustus het Andries Pretorius daar gekom. Hy het vereerwaarde Erasmus Smit, die predikant, agtergelos, maar hy het gekom en hy het vir die manne gesê, ek sal julle help waar ons kan. Ek kan 'n kommando begin, solank ons glo in God, kan ons 'n kommando begin om vir hom te werk en vir hom net die beste te gee. En die mense het gejuig. En ewe skielik het Karel Landman en ook Rooi Piet Moelman besluit, ons sal saam met jou manne kry
opkom en ons sal veg saam met jou, want jy dien ook die Here en ons dien almal ook die Here. En toe het hulle begin om die waans reg te kry. Hulle het begin om te trek na Umgungundlo toe. Hulle wou daar gaan wraak neem, want Piet Retief het gegaan en hy het met 71 manne wou hy die Zulus geveg het daar en Nagana laat weet om toe, nee, kom in vrede. Jy gaan welkom hier wees by my, los jou wapens. Het werk hier so nie. As jy weet, hierdie Zulus ken nie die Here nie, dan ken hulle nie vrede nie. En dis wat gebeur het. Piet Uys en 71 man is daar vermoor. Hulle het nie wapens gehad nie. En niks is oor nie. Maar Andries Pretorius het vir die 2 manne gesê wat saam met hom getrek het, kom ons begin. En hulle het 57 waans gevat en hulle het veghekke gebou wat hulle op die wa laai, maar jy gooi hom net so af, hy swaai af en dan is daar versperring onder die wa en kan 'n Zulu nie deurkom om jou binnekant te kom beseer nie. En die 57 waans het hulle gekry, hulle gepak met alles wat hulle nodig het en hulle het begin trek. 458 man met 12 touleiers. Daar was 12 touleiers in daai groep gewees. Hulle was 470 in totaal. En hulle besluit om in geloof te trek omdat hulle die Here lief gehad het, omdat hulle hom wou dien, omdat hulle geglo het hy sal vir hulle help. En toe op 9 Desember het hulle die kanon gekry met die naam van Griekie. Ek wil net vinnig vir julle verduidelik dat die ouens wat snaphane gebruik het. 'n Snaphaan het tussen 30 en 40 koels geskiet voordat daai geweer eers moes gewas word. Die geweer was uitgewas en dan het hulle net kruit ingegooi en sneller getrek sodat hy skoon gebrand is en dan kon hulle weer verder gaan om te veg. Die vraag is net, hoe lank moet jy veg voor jou snaphaan nie meer kan skiet nie, omdat hy verstop en omdat hy moet gewas word. Die kanon wat hulle gebruik het, Griekie, se koel het 2,5 pond geweeg. 2 pond met kruit en 1,5 pond met kruit. En dit het hulle 'n uur gevat om 2 skote te skiet met 'n kanon Griekie. 2 ure. Kan nie dink wat dit is vir daai mense. Wat toe gebeur het is, hulle het by Danskraal dan uitgekom. 9 Desember besluit hulle, ons gaan 'n gelofte doen elke dag tot ons moet veg. Gaan ons die gelofte doen. En as die Here ons beskerm en as die Here vir ons die land gee, dan gaan ons aansluit by Gideon en sy manne soos hulle in die Bybel die Here gedien het. Gaan ons ook voort om die Here te dien en dan gaan ons daardie dag gedenk soos wat u vandag dit ook doen. 9 Desember 1838. Dan sing hulle in die aand Psalm 23. Hulle sluit met Psalm 38 en hulle bid voor die Here vir krag en genade. En hulle trek op. En op 15 Desember toe het hulle oor die Buffelsrivier getrek. En skielik het daar manne gekom van voor af, verkenners, wat vir hulle gesê het, nee, daar is die Buffelsrivier met 'n sytak en Ngome en dan 'n sloot wat ook 'n seekoei gat in het waar jy hulle lekker kan afbaken en 'n veilige laar kan begin. Want die Zulus is besig om nader te kom. En terwyl Andries Pretorius gekyk het die Zulus oor die koppie gekom en lyk soos mure in die gras gaan lê. Maar Andries was slim. Hy het sy manne in 3 groepe gedeel met 50 perde en hy het hulle uitgestuur. Dan ry hulle al 3 perde, ry hulle een vir een agter mekaar en kom oor 'n ander heuwel, kom hulle terug na die laar toe. 150 man en as hulle in die laar ingaan, dan stuur hy hulle weer om en dan dink hulle is ander mense wat kom en dan weer 'n keer 5 keer het hy 150 man gestuur wat daar gery het en wat toe teruggekom het. 5 keer wat hy gedink het, hierdie mense gaan nou dink, hier is omtrent 800 manne op perde,
wat teen ons kan veg. Wat hulle nie geweet het nie. Die vraag wat ons vra is, hoekom het die Here hierdie ding gestop? Hoekom het dit gebeur? Omdat hy ons lief gehad het, omdat hy vir ons omgegee het, omdat hy wil hê ons moet hom dien, en ons moet elke dag van ons lewens vir hom lewe. Wat gebeur het is, dit begin aantwoord. Hulle was bekommerd, moenie 'n fout maak nie. Hulle die gelofte gelees, hulle die liedere gesing, en toe hulle gaan stelling inneem. Want die eind van hulle af het die Zulus in die gras gelê. Die eerste vraag wat hulle gevra het is, hoekom het hierdie Zulus ons nie in die nag gestorm nie? Want dis wat die Zulus gewoonlik by Bloukrans en daardie plekke gedoen het. Hulle het in die nag gestorm, en die mense kan in die nag nie by alles sien nie, en kon nie alles geskied kry nie, en baie van hulle was daardeur doodgemaak. Maar nie een van daai Zulus het in die nag gestorm op die laar af nie. Hoekom nie? Omdat daar 'n plan was, 'n plan van God. En Andries Pretorius het sweepstokke, 'n 50 meter van die waans af, het hy aan die grond gesteek en 'n lantern op hulle gesit, sodat hulle in die aand dit gesien het. Later het bandjies wat 'n dagboek skryf, sê hy het gehoor by van die Zulus. Hulle het gedink, daar is 'n klomp geeste en engele wat rondom daai laar geloop. Hulle was te bang om iets te gaan doen. Maar dis nie al. Want die oggend vroeg, toe hulle wakker word en dis lig, kon hulle nie sien wat aangaan nie. Die Zulus kon nie sien wat aangaan nie, want daar was mis gewees. My vraag is, waar kom daai mis vandaan? Dis in die middel van die somer. Dis nie soos in die winter, waar daar mistigheid is van die koue en alles, nie? Maar daai dag op 16 Desember, was daar 'n mistigheid, dat hulle glad nie kon sien wat aangaan nie. Dit was die Here gewees. En toe dit uiteindelik, toe hulle gereed was en alles reg is hier by 9 uur, het dit weggetrek die mis. En die Zulus het besluit om te storm. Hulle maak nog 'n fout. Hoekom stuur hulle die onervare vegters eerste in, die ander bly terug? Hoekom? Want hulle het gedink, hulle kan dalk maklik wen. En sarsie na sarsie het die boere geskiet. Die kanon het baie deur hulle geskiet. En toe dit eintlik begin die manne bekommerd raak, toe hulle gesê het, hier vir Andries Pretorius, ons het 'n probleem. Ons gewere gaan nou vassit en nie kan skiet nie. En op daai oomblik het die Zulus teruggetrek en gevlug. Met daai breek het hulle die wapens skoongemaak, weer gevuur gemaak en reg om te beklei. En daar gebeur het. Toe hulle die vegters uitstuur, die manne wat geweet het wat om te doen, het hulle weer paaie deur hulle geskiet. Het hulle weer onder hulle begin veg met die snaphane. Weereens dieselfde storie. Hulle het omgedraai en teruggegaan, net op die regte tyd, toe hulle weer moet skoonmaak, gereed maak om te veg. En na die 3de keer het hulle omgedraai en hulle het begin vlug terug na hulle kraal toe, terug na Umgungundlovu toe. En dis toe wat Andries Pretorius vir sy manne gesê het, kom ons klim op perde en ons skiet 'n klomp van hulle agterna. En hulle het dit gedoen, en in hulle harte het hulle die vreugde gehad van wat die Here vir hulle gedoen het. In hulle harte het hulle besef dat hy vir hulle gehelp het. En hulle het ook geweet dat hy vir hulle alles gegee het en dat hulle niks kon doen nie. Toe hulle terugkom in die laar en 'n voorraadopname moes maak, hulle moes die manne getel het. Daar was nie een wat dood was nie. Daar was maar een gewees, net een wat per ongeluk, toe hy onder die wa iets wou doen, het hy teen 'n spies homself gekrap. En 'n ander een het ook 'n stuk in 'n plekkie op sy arm gehad. Dis al. 20.000 Zulus. 470 boere. En net 2 het krapmerkies op. Dis 'n wonder. Dit kan jy maar weet vandag. Dis 'n wonderwerk. En daarom het hulle dit besef. En het hulle ook gegaan om terug te gaan, omdat die Here vir hulle die beste gegee het. Jy weet, wat egter baie belangrik vir ons is dat baie jare later, het daai Zulus besluit,
Ons wil nie meer veg teen hierdie boere nie. Luister na die getalle. 3000 Zulus was op die dag van Bloedrivier in die grasvelde getel. 3000 wat doodgeskiet is. En 'n paar jaar later het 17000 Zulus hulle wapens neergelê en gegaan om vir die boere te werk. Het jy gehoor? 17000 het vir die boere gaan werk en het dit vir hulle 'n baas geword. 'n Man vir wie hulle iets kan beteken. En vir Jesus, wat in die lewe van die boere was, het ons geweet dat dit 'n oplossing vir ons was. Die Here het vir ons die krag gegee om dit te kan onthou. Ons kan dit nie los nie. Ons moet hierdie dag as 'n gelofte dag vier. Ons moet hierdie dag fees vier, omdat ons nog steeds kan sien wat die Here vir ons doen. En wat hy vir ons 187 jaar later nog steeds help. Hier waar ons in die wêreld booshede het wat ons aanval, waar ons kriminele het wat iets aan ons doen, is die Here nog daar. Ek beloof jou. Moenie vir God vergeet nie. Aanbid hom saam met jou familie. Staan by hom en hy sal vir jou net die beste gee. Daarvan is ek oortuig. Ek wil net die preek van my afsluit. Ek wil probeer om maar 'n gediggie wat ek self geskryf het. Dis nie 'n opperman of daai digter se gedigte nie, dis maar iets wat ek self geskryf het. Maar ek wil dit graag vir julle lees, omdat dit uit my hart uitkom. Omdat dit iets is wat ek met julle wil deel. Die opskrifie is, ek sien weer. Ek sien weer in die gedagte die waans in 'n halfmaan staan. Ek hoor die mag van water waar die buffels sy weg voortbaan. 'n Sloot so diep en donker voltooi die driehoek grou, waar binne bewende hande hul sannas styf vashou. Ek sien in my gedagte hoe mis voor die son verdwyn, hoe slagorde Zulu Impi soos mure oor die veld verskyn. Ek hoor die heiden dreun saal met kieries wat op skilde klap. Ek sien die flits van spiese en lywe wat agter die skille knak. Ek hoor hoe salwe op salwe van boereskote knal. Ek sien hoe duisende manne voor die hand van God neerval. Dan bulder die kanongrietjie nog vir 'n laaste keer. In die skemer ruis die trekkerlied aan God, aan hom die eer. Weet jy dat Piet Moorman het daar by die sloot gestaan? Hy sê wanneer die Zulus in die sloot gekom het en op mekaar se skouers geklim het, en dat die boonste een net sy wil oorklim, dan is hulle so 7 of 8 op mekaar se skouers. Dan skiet hulle die onderste een uit. Die onderste een is doodgeskiet, die klomp van die ander val hulle dood. Maar dis die wonder wat die Here gedoen het. Ek sê die lese wat ons saam met ons moet neem, as ons vandag die weg stap, is die lese wat ons ook by ons akademie as predikant het, staan op ons wapen. Dis wat ons saam met ons moet neem vandag. Dis wat kosbaar is en dis wat gedoen moet word. Soli Deo Gloria. Aan God alleen die eer. Mag die Here vir ons die krag gee. Mag hy ons bystaan. En mag hy vir ons help. Amen. Kom laat ons dank. Hemelse Vader, Seun en Heilige Gees. Here, ons weet, ons voel so bly oor die wonders wat U vir ons gedoen het. Alhoewel ons hier in 'n moderne tyd lewe, weet ons, U is nog daar om vir ons te help en vir ons te sorg en vir ons te dra. Geef vir ons die krag om te sê aan God sal ons die eer gee, want hy is die een wat ons help en wat ons lei. Gaan vandag saam met ons waar ons na ons huise toe gaan. Here, dat ons in vreugde by die huis sal kom en dat ons sal weet dat U vir ons daar laat glimlag omdat ons wenners is, want ons is God se kinders.
in U naam alleen. Amen. Ek gaan nou hierna vra, dat ek net vir die verduidelik hoe ons gaan werk, as ek hier klaar gepreek, maar gaan vra, dat die gelofte vir ons gelees word. Ek dink Willem, jy sal vir ons die gelofte kom lees, en na die lees van die gelofte sal ons die slotsang sing, dis die oorwinningslied, en na die oorwinningslied sal ek die seën uitspreek, en ek wil net vir u sê, baie dankie vir die moeite om hier te wees, baie dankie vir die toewyding om hierdie dag te vier, tot God alleen. Baie seën vir julle. Asseblief Willem, kom lees net vir ons die gelofte. Kom maar staan asseblief, dan lees ons die gelofte. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm, en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum, elke jaar, as 'n dankdag, soos 'n Sabbat, tot sy eer sal deurbring. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag. En dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Baie dankie. Oh
oorwinning gegee het, wat ons vandag nog bly maak, wat ons vandag nog versterk, wat liefde in ons harte gee, om te gee vir elkeen van julle, soos wat hy dit ook vra. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die kragtige werk van die Heilige Gees, sy met elkeen van julle. Amen.